As daar 'n tema in die jaar 2005 toegeken kan word, dan sou vrees vir die onbekende 'n akkurate beskrywing wees. Van die begin van die jaar af is ons oorval met onsekerhede oor die toekoms van die wêreld. Vulkaniese uitbarstings en aardbewings en oorloë en wegraping al dan nie tekens dat die eindtyd op hande is. Dit voel vir ons styer van die een geloofsuitdaging na die ander, wat ons laat wonder hoe die pad vorentoe lyk. Reg deur die Bybel is daar verwysings en verhale oor 'n pad of 'n weg. 'n Pad skep gewoonlik by die gebruiker 'n mate van gerusstelling. Die feit dat daar 'n pad is, beteken dat daar iemand anders voorheen daar geloop het. Veral vir die mense in die antieke geskiedenis, wat grootendeels voetgangers was dit 'n duidelike gerusstelling. Dit was 'n aanduiding dat hulle op die regte roete was. En sonder dat ons dit besef, is 'n pad ook vir ons 'n vorm van hoop, want 'n pad het 'n oorsprong en 'n einde. Dit is die spreekwoordelike lig aan die einde van die tonnel. Reisigers in antieke tyd het ook gewoonlik gedurende die dag gereis, want dit was baie veiliger omdat hulle moontlike gevare kon sien. Maar as die nood sou druk en hulle moes na sononder reis, sou hulle enigste vorm van lig 'n kers of 'n lantern wees. Psalm 119 vers 105 lees ons die bekende woorde: U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Die psalmskrywer gebruik die metafoor van lig en lamp om te beskryf dat die woord van God sy lewenspad in donker tye sal verlig. Hy gebruik beide die woorde lamp en lig. Die woord lamp roep by ons die beeld op van 'n lantern wat in die lig gehou word, sodat die lig verder skyn en die padgebruiker meer van die roete kan sien. Ons sou kan sê dit beeld die toekoms uit. Die lig weer daarenteen verlig weer sy voete. Dit is die tree vir tree loop. Dit verwys na die hede. So die woord van God verlig dus ons toekoms en ons hede. In hierdie toewydingsgebed beloof die bidder volkome toewyding aan die Here, om volgens sy verordeninge te lewe. En net soos die bidder, weet ons ook dat ons slegs die gevare en die strikke van die goddelose kan oorkom, deur die woord van God getrou te volg en daarop te fokus. In die donker tye, wanneer ons voel dat ons toekoms duister en onseker is, dan voel ons hopeloos en of die uitkoms onbereikbaar ver is. Dan voel ons sommer oorweldig en onvoldoende en ontredderd. En ons twyfel dan ook makliker aan God se reddende genade en wonder of daar nie nog iets is wat ons moes gedoen het om verlos te word nie. Maar God is ons lig in die donker. Ons moet hom net getrou volg.